Goeiemôre vriende, baie welkom by ons erediens 21 Junie 2020, Vadersdag. Ja, vandag is Vadersdag. Ek het 'n baie spesiale dankie van my kinders afgekry vanoggend en dit was sommer net vir my lekker om elkeen se stem te hoor. Maar ek wil net vir al die pappas sê, julle is baie spesiaal vir ons. Papa, ons is dankbaar dat jy so mooi vir ons sorg en ons beskerm. Dis so lekker om pappa by ons te hê. En dan voel ons sommer veilig en ons weet alles sal sommer regloop. Ons wil net vir pappa sê, ons is baie lief vir pappa. Geniet julle Vadersdag. Nou ja, ons word 'n oombliekie stil en dan fokus ons aandag op die Here en ons vra in onsself dat die Here met ons besig sal wees. Kom ek gee julle 'n oombliekie kans daarvoor. Ons begin hierdie erediens, ons sit dit voort en ons sluit dit af in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Vriende, wees gegroet in die naam van ons drie-enige God, Vader, Seun en Gees, en mag die Here ook by hierdie geleentheid op 'n besondere manier met jou besig wees. Kom ons luister na ons lofsang. Julle kan dit saam sing as julle wil. En die lofsang is O Heer my God, en dit word gesing deur Piet Smit en ander wat saam met hom die ding doen. So kom ons geniet dit en ons loof die Here daardeur. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Sien die veld, die bosse, berge, vlakte, en hoor hoe vlieg, rasse, stroom en wind. Hoe Heer die zorg, verklein, vergroot, vir alles, en die tot dag, na dag vir my die kind. Dan noem ek juist my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klinkt het aan. Hoe heerlijk eer U grote naam. Word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig sy koningsheerskappe. Hy maak hier heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en wet en hoop vir my. Hy maak ons heel van al die grootste
Vriende, ons skriflesing vandag is Handelinge 2 vers 43 tot 47, maar voordat ons lees, kom ons bid saam. Here onse God, in hierdie dae is ons nou al almal baie deeglik bewus van COVID-19. Ons beleef almal die geweldige impak daarvan in ons lewens. En nou kom ek vanmôre na u toe en ek dra verskillende mense aan u op. Ek dra die mense aan u op wat vir 'n lang periode nie kon gaan werk nie. Wat vir 'n periode van tyd nie geld ontvang het. En ek vra dat u asseblief vir hulle in u genade wysheid sal gee en moontlikhede sal gee en dat u hulle sal versorg op 'n manier net soos wat u dit kan doen. Ek wil ook dink aan diegene wat besighede besit en nie hulle besighede kon oopmaak nie. Ek wil vra dat u asseblief vir hulle naby sal wees en vir hulle planne sal gee wanneer hulle weer die besigheid se deure oopmaak om vinnig op te vang wat verloor is. Gee dat hulle deur die diens wat hulle lewer mense nader sal trek en dat hulle op hierdie manier weer by hulle teiken sal uitkom. Ek dink aan mense wat siek is en ek vra dat u in die groot genade vir hulle naby sal wees, veral diegene wat bo 60 jaar oud is. Ons dank u Here dat u mense kennis gegee het, wysheid gegee het om selfs nou 'n middel daar te stel wat gee dat daar 'n derde minder mense aan hierdie siekte sal sterf. Ons dank u daarvoor en ons vra dat dit op die regte tyd op die regte plek sal uitkom. Ons dink aan mense wat nog by ander plekke moet uitkom, wat by die skool moet uitkom, wat by hulle werke moet uitkom. Ons vra dat u hulle sal beskerm en bewaar. Ons dink aan ons onderwysers, onderwyseresse. Ons vra dat u asseblief vir hulle naby sal wees, baie geduld sal gee om die kinders op die regte manier te hanteer. Here, ons dankie dat u deur die Gees ook by ons is en ons help en leer en lei. En daarom bid ons ook vir ons regering en ons vra dat u in hierdie unieke tye vir hulle met u wysheid en u goedheid en u guns naby sal wees, sodat die besluite wat hulle neem tot voordeel van ons almal sal wees. Ons dankie dat ons dit kan bid in die naam van ons verlosser Jesus Christus die Here en ons vra Heilige Gees, wil u ook nou deur ons werk, in ons werk, ons ontvanklik maak vir die woord en die woord vir ons oopbreek in Jesus naam. Amen. Handelinge 2 vers 43 tot 47. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Tot sover mag die Here hierdie woord vir elkeen van ons seën. Nou ek wil eers met die kinders praat. Kinders, het jy al ooit gewens jy was 'n vlieg teen die muur? Weet julle wat beteken dit? Dit beteken jy wens jy was daar om te sien wat gebeur. Sê nou maar jy het vir 'n maatjie van jou wat vir jare geskenk gestuur omdat jy nie by die partytjie kon wees nie. En jy wens jy kon jou maatjie se gesig sien wanneer hy die geskenk oopmaak. Dan sou jy kon sê, ek wens ek was 'n vlieg teen die muur as my maatjie se geskenk oopmaak. Nou ja, partykeer wens ek was 'n vlieg teen die muur om te kon sien wat het gebeur toe Jesus die Heilige Gees vir sy volgelinge gegee het. Ek wens ek kon sien hoe hulle in die wêreld vol ongelowiges opgetree het. Hoe hulle vir mense omgegee het en vir hulle van Jesus vertel het. Gelukkig was Lukas so 'n vlieg teen die muur en in Handelinge vertel hy ons hoe die Heilige Gees deur gelowiges gewerk het. Hier in Handelinge 2 vers 43 tot 47 vertel hy van veral 3 dinge wat gelowiges gedoen het in hulle alledaagse lewe nadat hulle die Heilige Gees ontvang het. Die Bybel sê, as ons glo in Jesus Christus, het ook ons die Heilige Gees ontvang. Ja, jy wat sê dat Jesus jou Here is, het die Heilige Gees ontvang. En daarom wonder ek, of ander mense rondom ons, ja, die wêreld rondom ons, selfs die ongelowiges,
wat sien hoe ons leef en optree, ook dieselfde dinge in ons lewens sal sien wat Lukas by die eerste Christene raak gesien het. Die 3 dinge waarvan Lukas skryf is dat die gelowiges van daardie tyd baie liefde teenoor mekaar bewys het. Hulle het daarvan gehou om by mekaar te kom en het mekaar aangespoor en bemoedig. 'n Tweede ding wat hy sê is, hulle het met deernis diens gelewer. Hulle was nie lui nie, hulle was regtig mense wat graag ander sou wou help. Wanneer hulle mense sien swaar kry het hulle daadwerklik iets daaraan gedoen. En 'n derde ding wat hy sê is, hulle het gedurig vir ander mense vertel van Jesus se reddende genade. Mense het dit so nodig en die eerste kerk kon nie stil bly oor wat Jesus vir hulle gedoen het nie. Op die prentjie wat julle gekry het, sal julle 'n vlieg sien. En ek wil hê as julle daai vlieg inkleer, moet julle onthou dat die wêreld soos 'n vlieg teen die muur sit en kyk hoe ons wat sê dat ons in Jesus glo lewe. Jy sal ook prentjies sien van vriende wat mekaar help, van 'n barmhartige Samaritaan en agterop sal jy 'n prentjie sien van Jesus wat die verlore skaap soek. Die belangrike ding wat jy moet hoor is, ek en jy is ook deur Jesus gesoek en gevind. En daarom wil ons graag die Heilige Gees toelaat om ons te help om uit dankbaarheid teenoor Jesus met liefde en deernis vir ander mense van Jesus se liefde te vertel. Julle moet lekker inkleer, hoor. Vriende, die belangrikste ding wat gelowiges kan doen vandag is om te getuig. Deur te getuig gee gelowiges diensbaar leiding aan ander. Of dit nou hulle gesin is, of hulle vriende, werksmense, of die wêreld daar buite is. Die woord getuig is eintlik 'n juridiese term en eis dat mense noukeurig die waarheid vertel. Daarom sê Lukas aan Theophilus, die prokureur aan wie hy skryf, in Lukas 1 vers 3, dat hy alles stap vir stap van vooraf ondersoek het en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir Theophilus neergeskryf het. 'n Man met die naam van D.T. Niles gee vir my steeds die beste definisie van wat getuienis eintlik is. Dit is een bedelaar wat vir 'n ander bedelaar vertel waar om brood te kry. Nou waaruit moet 'n mens se getuienis bestaan indien jy die belangrikste dinge oor Jesus wil getuig aan ander, sodat dit mense sal aantrek en wen. Mense sal laat groei na God toe en die wêreld rondom jou sal verander. Jesus self het 'n bepaalde patroon van lewe gehad. As ons nou soos 'n vlieg teen die muur vir Jesus moes dophou, sou ons die volgende 3 dinge gereeld by hom kon waarneem. Jesus het die evangelie gedeel op 'n baie liefdevolle manier. Hierdie liefde van Jesus is deur ander beleef as eg, omdat Jesus gekies het om hulle waarlik lief te hê. Tweede ding wat jy by Jesus sou sien, is Jesus se optrede wat gekenmerk was deur diens. Hy was by uitstek 'n dienende leier en hy sê self, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Jesus kon ook nie ophou om vir ander te vertel van die liefde van God nie. Liefde, diens en woordelikse getuienis was Jesus se manier van leef en doen. Die vroeë kerk het hierdie patroon van Jesus gevolg. Hulle getuienis was deur liefdevolle gemeenskap van gelowiges. Dis eintlik wat die woord koinonia beteken in Grieks. Hulle het dit gedoen deur deernisvolle diens en hulle het dit gedoen deur getroue verkondiging. Ons sien dit in die vertelling van Lukas en dit wat gebeur het na die uitstorting van die Heilige Gees. Die eerste kerk is 'n lewende getuienis van God se goedheid soos hulle dit in Jesus Christus ontvang en beleef het. Hulle het so min as wat hulle was en so onbelangrik as wat hulle was in die wêreld se oë, die wêreld verander en 'n beter plek gemaak. In Lukas se vertelling kan ons soos 'n vlieg teen die muur sien wat gebeur het wanneer 'n kerk noukeurig getuig.
Jy sou onder hulle gesien het liefdevolle gemeenskap van gelowiges. Jy sou onder hulle gesien het deernisvolle diens aan ander. Jy sou onder hulle gesien het dat daar getroue voortdurende verkondiging van Jesus Christus was. As ek dink aan liefdevolle gemeenskap van gelowiges, dan dink ek aan Christelike broederskap, om werklik liefdevol om te gee vir mekaar en vir ander. Dis wat gemeenskap skep. Dit gebeur wanneer mense op 'n gereelde basis in kontak kom met mekaar. As hulle saamkom om vir mekaar en die omgewing liefde te betoon. En dit gebeur wanneer mense mekaar se nood en behoefte raak sien en dan daaraan antwoord op een of ander manier. Die eerste gemeente het gereeld by mekaar gekom, op 'n daaglikse basis het hulle vir mekaar omgegee en in mekaar se behoeftes voorsien. COVID-19 het vir my en jou opnuut kom bewus maak van die waarde van by mekaar kom en vir mekaar omgee. Al is dit net om 'n lekker geselsie te hê rondom 'n koppie koffie. Ek mis dit so en ek verlang so daarna. Ek hoop die tyd breek vinnig aan dat ons dit weer kan doen. Dis juist daar waar mense mekaar se hartklop hoor en agslaan op mekaar se behoeftes. In hierdie dae moet ons leer wat dit beteken om virtueel by mekaar uit te kom en selfs ons behoeftes met mekaar te deel. Ware omgee en bemoediging kan byvoorbeeld gewys word deur 'n opregte gebed vir iemand te stuur en saam te vertrou dat God hoor en verhoor. Om ander onvoorwaardelik en opofferend lief te hê, soos wat Jesus ons liefhet, is uniek aan mense wat volgelinge van Jesus is. Sulke optredes trek mense soos magnete aan. Dit adverteer soos 'n neonlig in die donkerte die liefde en die krag van Christus. Dit trek mense na Jesus toe. Want die wêreld wil weet, wat beweeg hierdie mense om op so 'n manier lief te hê? Hartlikheid bind mense aan Christus en aan die kerk. Dink maar aan Paulus. Die eerste persoon met wie hy te doen gekry het na sy bekering was Ananias. En die eerste woorde wat hy as 'n nuwe Christen by Ananias gehoor het was: Saul, broer. Ek dink dit was vir hom wonderlik om as 'n broer aangespreek te word, juis nadat hy die kerk so vervolg het. Dit dikwels gebeur dit dat besoekers die gelowiges by die kerk koud en afsydig beleef. Ons het hartlike broederliefde nodig onder onsself en ons het nodig om dit aan ander te bewys. Dit moet hulle soos magnete nader trek, ook na ons gemeente toe. As ek dink aan deernisvolle diens, dan wys dit dat Christene begrip vir en medelee met ander mense het. Die materiële nood van mense is aangespreek in die eerste kerk toe hulle besittings met mekaar gedeel het. Materiële nood skep werklike behoeftes. En God neem ons materiële nood ernstig op. Paulus stel dit in 2 Korintiërs 2 vers 9. Hy, dit is God, deel uit en gee aan die armes. Hy bly altyd vrygewig. En Paulus skryf ook dat die bediening van sulke hulpbetoon nie alleen voorsien in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God meebring. Dan sal daar baie wees wat aan God die eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. En daarom spreek dit van self dat deernisvolle diens die pad voorberei vir Christelike getuienis. Wanneer mense die goedheid en guns beleef wat deur deernisvolle diens aan hulle bewys word, is dit maklik om te glo dat Jesus barmhartig en genadig is en dat hy redding vir sondaars bring. Kenneth Chaffin vertel in sy boek The Reluctant Witness van 'n gesofistikeerde vrou uit Mexico wat baie min Engels kon praat en as 'n rouheiden tot bekering gekom het. In die gesprek met haar voor haar belydenisaflegging aan doop is vir haar gevra wat het die deurslag gegee in haar bekering. Sy het vertel dat sy 'n totale vreemdeling was toe sy by haar nuwe huis in Houston, Texas aangekom het.
'n Christenvrou het haar ongemak gesien en haar kom besoek by haar huis. Na 'n paar vriendelike besoeke het sy vir haar 'n Kersgeskenk gegee. Sy het vertel dat die boek wat sy ontvang het vir haar mooi was, maar die grootste geskenk was toe die vriendelike vrou haar na haar eie huis genooi het vir 'n heerlike ete. Dit was tydens daardie ervaring dat sy geweet het die storie in die boek oor God se liefde die waarheid was. Vriende, wanneer ons in opregtheid liefde teenoor ander betoon, beleef hulle dat die evangelie eg is. As ek dink aan getroue voortdurende verkondiging, dan is dit belangrik om te weet dat die waarheid aangaande Jesus Christus uiters noodsaaklik is. En dis noodsaaklik dat dit in woorde verkondig word. Hier in Handelinge, na die uitstorting van die Heilige Gees, was dit die sentrale gebeurtenis. Die waarheid wat oor Jesus in verskillende tale vertel is, kon almal wat daar was bereik. En daar is dit duidelik dat God niemand wil uitsluit uit die goeie nuus nie. En daarom was Petrus se preek op Pinksterdag niks anders as getroue verkondiging oor die waarheid omtrent Jesus nie. Verkondiging sluit lering in. En daarom staan daar in vers 42 dat hulle heelhartig toegelê het op die leer van die apostels. En die apostels, weet ek, het weer alles aan ander geleer wat Jesus hulle geleer het. Net soos wat Matteus 28 vers 19 duidelik aan hulle vra. Woorde is noodsaaklik en belangrik, want 'n mens kan nie van Jesus se versoenende dood getuig slegs deur goeie dade van diens nie. Dan val die klem te veel op die persoon en te min op Jesus. Dit is wanneer gelowiges duidelik getuig van God se goedheid in Christus deur die werk van die Heilige Gees, dat God uiteindelik die eer ontvang. En mense besef dat hulle God en sy reddende genade in Christus nodig het. Die effek van die eerste kerk se getuienis was dat die Here elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg het. Die eerste Christene het inderdaad die wêreld waarin hulle gewoon het verander deur diensbare leiding aan ander. Ek wonder, as ons aan die wêreld om ons, aan ons eie gemeenskap dink as 'n vlieg teen die muur, wat sal hulle van ons beleef en sien? Wat sal hulle van my beleef en sien? Vriende, ons het nodig om te besef dat ons almal leiers is en dat ons deur liefdevolle gemeenskap van gelowiges, deur deernisvolle diens en deur getroue voortdurende verkondiging van die woord, die wêreld waarin ons leef positief sal verander. Ek wil hê julle moet na die volgende videoklip kyk. En omdat ons almal leiers is, of ek nou 'n pa of 'n ma is wat my kinders leiding gee, of 'n werkgewer is wat aan my werknemers leiding moet gee, of 'n gelowige wat aan 'n medegelowige leiding moet gee soos 'n kategeet aan die kinders, of ek ook leiding moet gee op watter gebied ook al. Wat is die intensie waarmee ek leiding gee? Hoe lyk die wêreld waarin ek graag wil woon? En watter invloed kan ek op daardie wêreld uitoefen? Ek wil hê julle moet baie mooi na hierdie videoklip kyk en luister na die woorde van die lied wat gesing word en sien jouself daarin en maak 'n besluit vandag om ook daardie leierskap in jou eie lewe in te trek. Amen. Kom ons luister eers na die videoklip en dan sal ek vir ons afsluit met 'n gebed. Got a package full of wishes, a time machine, a magic wand, a globe made out of gold. No instructions or commandments, laws of gravity or indecisions to uphold. Printed on the box I see, Acme's build a world to be. Take a chance, grab a piece, help me to believe it. What kind of world do you want? Think anything. Let's start at the start, build a masterpiece. Be careful what you wish for.
history starts now. Should there be people or peoples, money, funny pedestals for fools who never pay? Raise your army, choose your steeple. Don't be shy, the satellites can look the other way. Lose the earthquakes, keep the faults, fill the oceans without the salt. Let every man own his own hand. Can you dig it, baby? What kind of world do you want? Think, anything. Let's start at the start. Build a masterpiece. Be careful what you wish for. History starts now. Sunlight's on the bridge. Sunlight's on the way. Tomorrow's calling. There's more to this than love. What kind of world do you want? What kind of world do you want? What kind of world do you want? Think anything. Let's start at the start. Build a masterpiece. History starts now. Starts now. Be careful what you wish for. Start now. Now. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat U ons God is. Ons dankie dat U in Jesus Christus alreeds vir ons die voorbeeld gestel het van wat dit beteken om regtig lief te hê. Van wat dit beteken om met deernis diensbaar te wees aan ander. En van wat dit beteken om aan ander mense te vertel hoe lief U hulle het. En nou is dit my gebed dat U ook vir my sal help as 'n gelowige, as 'n kind van U, om in die wêreld rondom my ook hierdie dinge duidelik uit te leef. Mag dit mense raak, mag dit mense nader trek soos magnete, mag dit die wêreld waarin ek leef verander, 'n beter plek maak, net soos wat die eerste Christene van hulle wêreld 'n beter plek gemaak het. Mag U daarin verheerlik word, in Jesus naam. Amen. Vriende, ek wou net so 'n paar vragies vir julle uitgelig het. Die eerste vraag is, hoe wil jy hê moet die wêreld lyk waarin jy woon? En dan sê ek vir jou, help skep dit deur dit self te leef. Tweede enetjie, kies nou reeds die dinge wat jy in jou lewe wil verander na aanleiding van die boodskap en begin vandag daarmee. Derde enetjie, kies een persoon buite jou gesin aan wie jy dienend leiding sal wil gee en bedink hoe jy wil begin. Vierde enetjie, bid vir jouself en vir die persone in wie se lewe jy dienend wil leiding gee. En dan wil ek julle net herinner daaraan, besef, die wêreld is 'n vlieg teen die muur. Vriende, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en vir jou sy liefde gee.
Die Here sal vir jou goedgesind wees en vir jou voorspoed gee. Amen.